die Alpha en die Omega, die begin en die einde. Die harte vanmôre wat opgegaan het voor God. Die Here het my duidelik gewys. Die harte wat vanmôre gesing het, nie jou lippe nie jou hart. Ek wil jy moet weet, God waardeer dit. Halleluja. 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 Waar jy staan, sluit met jou oë. Wil jy vanmôre jou hande opsteek, jy maar steek jou hart op. Rig jou hart op na die Here. En noem hom die soetroos van Saal. Heilige God en Hemel Vader, werklik waar vanmôre moet ons buig voor U en erken dat U in ons midde is. Waarlik moet ons vanmôre sê dankie Here vir U getrouheid. Dankie Here dat Jesus die begin en die einde is vir ons almal. Dankie Here dat ons vanmôre met harte kon sing na God. Harte wat U bemin, harte wat na U verlang, harte wat na U soek. Here, as daar iets is wat U vanmôre moet doen, as U met ons harte kom raak. Hoe alles vanmôre, Here, kom maar raak ons hart aan. Hoe alles raak ons hart aan. Vader, in U hande gee ons hierdie diens oor. Soos U wil, Here. So sal dit wees, in die naam van Jesus, en die kinders van die Here sê amen en amen. Kan die sitplek neem, baie dankie. Het is my voorreg om vanmôre saam met julle te wees. Ek het nie geweet ek sou vanmôre bedien het nie. Maar ek was gevra om te bedien deur ons herderspaar en ek is dankbaar dat ek vanmôre 'n paar oomblikke met julle kan deel wat die Here op my hart gelê het. Net nadat ek gehoor het ek gaan die woord van die Here bedien, het daar 'n woord
woord in my hart geval en ek is die hele week al, wel, paar dae besig met die woord en ek het laasnag dit finaal van die Here gekry. En kind van die Here, as ek nou vanmôre 'n woord bedien en jy reken, dis nie vir jou nie, dan sal ek jou vra om die boodskap te neem en dit van iemand te gaan gee wat dit nodig het. Amen. Want ek gaan 'n stelling maak en dan gaan ek daai stelling met die woord van die Here staaf. As ek nou vanmôre vir ons elkeen moet vra, die afgelope paar weke, wie van julle was strydloos? Niemand nie. As ek vanmôre moet vra, as ons praat van stryd, as ek nou hulle sal sê, 'n skoot in die donker moet skiet, maar ek dink ek's verkeerd as ek hierdie skoot skiet nie. Dan wil ek sê dat ons grootste stryd in hierdie uur is geloof. Geloof in God, geloof in sy woord. Die Here het my gewys, en ek weet die Here is nooit verkeerd nie, dat die grootste aanval in hierdie uur op die kinders van die Here is om hulle geloof tot die uiterste te beproef. Ek praat nie van hierdie Mickey Mouse lekker jam mondsmeer geloof wat jy jou vingertjie stap en dan weet jy of jy weet nie iets gaan gebeur of nie gaan. Ek praat van daadwerklike geloof in God. Ek praat van 'n geloof wat geanker is ten spyte van die storms wat ons deurgaan. En kind van die Here, ek wil vanmôre my verstout om te sê dat baie mense in hierdie uur begin moedeloos raak in hulle stryd. Hulle begin ervaar dat hulle geloof werk nie vir hulle nie. Hulle glo, maar niks gebeur nie. Praat ek met mense buite die kerk of praat ek vanmôre met mense wat hier sit? Ek praat vanmôre met mense wat hier sit. Dis asof ons in 'n uur in beweeg en asof Satan alles in sy vermoë doen om ons geloof in God te vertroebel en te verydel. Hy kom met alles uit die put van die hel. Hy maak jou so moedeloos dat die volgende woord uit jou mond uitkom. Wat help dit om God te vertrou of in hom te glo? Dit werk nie vir my nie. Dit beweeg nie in my lewe nie. Maar kind van die Here, ek wil vanmôre na jou toe kom en vir jou sê dat geloof is nie 'n emosie nie. Geloof is nie gekoppel aan emosie nie. Geloof is 'n reaksie op die woorde van God. Geloof is 'n aksie op die woorde van God. En hierdie geloof waarvan ek praat, en ja, ek weet, daar is ook 'n gawe en 'n volle manifestasie van geloof, waar die mens God glo vir 'n absolute bonatuurlike ding, en daardie geloof is 'n gawe volgens 1 Korintiërs 12, maar ek praat nie van daai geloof nie. Ek praat van my en jou geloof, om in verhouding met God te staan, en om in die Here te dien in gees en in waarheid, en onder alle omstandighede heen die Here te vertrou, al klop die dood aan jou deur. Geloof. Weet jy dat Jesus Christus en al sy opdragte wat hy die mens gegee het,
Dat hy vir die mens gesê het, maak jou gereed, ek gaan kom. Dat hy vir die mens gesê het, jy moet leef asof jy enige dag kan doodgaan. Jy moet nie bekommer oor môre nie, maar bekommer oor vandag en leef vir vandag. Onthou julle al die instruksies wat die Here gegee het vir ons. Wie van julle kan dit al onthou? En die Here het baie dinge gesê, gepraat van die oorlog, gepraat van die dinge wat besig is om in die wêreld te gebeur. En al hierdie dinge is die waarheid en dit is besig om te gebeur. Maar jy geweet dat Jesus hierdie aarde verlaat het met een groot bekommernis. Die Here Jesus het een groot bekommernis gehad. En daardie bekommernis is in Lukas 18 vers 8, wat hy sê, as die seun van die mens terugkeer na die aarde, sal hulle wel die geloof hê. Daardie geloof wat deurgeset, daardie geloof wat aanhou, daardie geloof wat onwankelbaar is, daardie geloof wat die Here vertrou tot die bittere einde toe. Dis die geloof in hierdie uur wat aangeval word. Ons glo die Here tot op 'n plek, dan bel ons maar iemand om te help. As jy nie amen kan sê nie, dan kan jy maar eina sê. Ons glo die Here totdat dit moeilik raak, as jy moet nou, waar's Pieter, waar's pastoor Derek, waar's dokter, nou. Maar wanneer dit kom by geloof, is dit tussen jou en God. Maar ek wil jy moet vanmôre verstaan, kind van die Here, geloof is 'n aksie. Geloof wag nie. Ek gaan dit weer sê, jy moet dit hoor. Geloof wag nie. Geloof tree op. Geloof beweeg. Geloof gebeur. Geloof bring die hand van die Here in werking in jou lewe. Amen. Amen. En kind van die Here, ek wil vanmôre vir jou sê dat God wil hê ons moet geloof hê in hom. As daar een ding is wat die Here wil hê, en dit is dat ons in hom sal glo. Hy wil hê ons moet in hom glo. Jy gaan vanmôre vir my sê, maar Pieter, ek glo in die Here. Dan gaan ek vir jou sê, rarig. Ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, en ons kan vanmôre die maskers afhaal. Die grootste aanval vanmôre in my lewe en jou lewe is om ons geloof te beproef tot die bittere einde toe. En as ek en jy kan staande bly, sal die Here deurbreek. As ons kan vashou, sal die Here deurbreek. As ons kan glo en tree teenoor die komstig die woord van die Here op, sal die Here deurbreek. Kan ek amen kry? Dit is so. Dit is so. Die Bybel leer mense, hy sê as jy geloof het soos 'n mosterdsaad. Geloof het soos 'n mosterdsaad. Wil jy met baie mooi luister vanmôre? Jy het vanmôre gedink jy kom en jy's vol geloof. Ek wil vir jou sê, jy het nie geloof nie. Want geloof soos 'n mosterdsaad skuif 'n berg. Amen. Halleluja. Weet jy wat, ek wil iets sê vanmôre. Miskien is dit my probleem. Miskien net voordat die mosterdsaad ontkiem, net voordat hy begin lewe wil gee, dan hou ek op en dan trek ek terug. Ek is ongeduldig want die mosterdsaad wil nou iets doen. Wat doen 'n mosterdsaad? Dit veroorsaak 'n boom verskriklik groot. En baie maal net voordat die mosterdsaadjie ontkiem, dan trek ons terug en soos weer, seker maar nie die wil van die Here hierdie nie, seker maar nie wat die Here kom ons wil gee nie, ons het dalk net op 'n verkeerde pad, is dit nie waar nie? Kind van die Here, maar God sê as jy geloof het, soos 'n mosterdsaad, sal jy vir hierdie berg sê, beweeg daarna toe, en hy sal weggaan, en dan kom die woord uit die mond van Jesus wat sê, en
nee sal vir julle onmoontlik wees nie. Kyk maar vir my, ons die kinders uit. Ek is die mooiste ou vanmôre. Dankie. Moet nou die duiwel jou aandag aftrek van hierdie woord nie. Luister mooi. Die Bybel sê, ek wil hê jy moet soms jou blaai jou Bybel vir my so toe, Matteus 17. Ek wil hê jy moet dit saam met my lees vanmôre. Is ons daar? Is jy bly het gekom vanmôre? Ek is ook bly. Die Bybel sê in Matteus 17 vers 20 en Jesus antwoordde deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Amen. Die oomblik as daai saad skiet en hy begin lewe, nadat hy gelewe het en hy daai boom begin opkom, dan sal daarna niks meer vir julle onmoontlik wees nie. Halleluja! En kom aan, hier sit mense vanmôre wat 'n menslike onmoontlike situasie in die gesig staan. En God wil hê ons moet geloof in hom hê. Jesus die grootste ding wat hy gesê het, julle moet glo in my, glo ook in God. Amen. Johannes 14. Het julle geweet dat Jesus Christus het gebid vir Petrus? Het julle geweet dat Jesus het gebid vir Petrus? Weet jy wat? Jesus het nie gebid dat hy 'n groot salwing sal dra en 'n groot mantel sal dra en groot wonderwerke sal dra nie. Hy het nie daarvoor gebid nie. Weet jy waarvoor het hy gebid? Hy het gebid dat Petrus se geloof nie moet ophou nie. Ons bid vir mekaar vir baie dinge. Ons bid vir geld en karre en klere en 'n salwing en 'n mantel en al hierdie wonderlike dinge. Maar wanneer laas het jy vir jou vrou en jou man gebid en gesê, Here, help hulle dat hulle geloof nie sal ophou nie. My vrou het baie keer klap. Ek kom ook in daai situasie waar ek sê, Here, kan nie meer nie. Ek is seker alle wat daar sit. Ook te Dawie. Ek nie alle nie, is jy nog saam met my? OK. Die kind van die Here het my duidelik gewys, ons geloof in hierdie uur gaan aangeval word soos nog nooit van tevore nie. En as daar 'n gebed is in my hart vir ons gemeente, is dit, Here, help ons, dat ons geloof nie sal ophou nie. Dat ons geloof nie sal ophou nie. Ons het nodig om daai gebed te bid vir mekaar. Ons het nodig om op ons aangesig te val en sê, Here, asseblief, moenie laat hierdie gemeente se geloof ophou nie. Ek kan baie redes aanvoer waarom Jesus vir Petrus gebid het. Jesus het geweet wat 'n stryd hy sal deurgaan. Jesus het geweet dat hy hom gaan verloon. Jesus het geweet dat hy onderste bo gekruisig gaan word. Jesus het geweet dat hy op sy ou dag nie meer kan doen wat hy doen nie, maar hy gaan gelei word. Jesus het al hierdie dinge van hom geweet. En daarom het die Here vir hom gebid en gesê, Petrus, ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie. En kind van die Here, ek wil my boodskap hier begin afsluit vanmôre en ek wil net vir jou sê dat ek wil jou 'n paar waarhede voorhou. In die eerste plek wil ek vir jou sê dat God werk op sy beste wanneer jy op jou einde gekom het. God werk op sy beste wanneer jy op jou einde gekom het. Weet jy wat, kind van die Here? Die moontlike dinge sal ek God nie meer plan nie. As dit vir my moontlik is om 'n ding te doen, sal ek die Here nie daarmee plan nie. Maar God gryp in wanneer my geloof geanker is in hom
en vir hom vra, Here, ek kan nie meer nie, nou net U kan my help. En dis wanneer God ingryp. En kind van die Here, ek het iets agtergekom laasnag, en die Here het vir my dit duidelik gewys, is dat ek weet nie of julle dit weet nie, maar elke keer wanneer God 'n onmoontlike ding gedoen het in die geskiedenis van Israel, in die geskiedenis van die kerk, in die geskiedenis van die mens, het dit altyd uitgeloop en die motivering daarachter was altyd gewees om die mens te red. Hy het nooit 'n wonderwerk gedoen om mense te beïndruk nie. Hy het nooit 'n wonderwerk gedoen of die onmoontlike moontlik gemaak en ons geloof tot die uiterste beproef om homself as 'n wonderlike, mooi wese aan ons te openbaar nie. Elke keer wanneer God die onmoontlike gedoen het en die mens op aarde het en hom geglo vir die onmoontlike, was dit altyd gewees tot die redding van die mens, tot die verlossing van die mens en tot die genesing van die mens. En ek wil jy moet vanmorgen dit glo, ek wil jy moet dit vas met alles wat binne jou is, kind van die Here, want ek wil jy met jou tyd mors om goud en silwer en God glo vir dit nie, want die Bybel sê, soek eers die koninkryk van die hemele en die res van dit sal vir jou bygevoeg word. So waarmee moet ons besig wees? Ons moet besig wees met 'n geloof, geanker in die Here, om weer die mens te red, te verlos en te genees. Halleluja. Ek is opgewonde oor dit. Ek dink aan Moses. Moses staan voor die Rooi See en die volk murmureer. En weet jy wat doen Moses? Moses spreek 'n woord van geloof uit. Hy sê, ja, wat raas julle so, man? Aanskou vandag dat die verlossing van die Here vir julle sal bewerk. Halleluja. Aanskou vandag die verlossing van die Here vir julle sal bewerk. Hy het die Rooi See nie geglo om enigiets anders te doen as om sy volk te verlos uit die Egiptenare se klou nie. Amen. Wil ons dit besef? Josua stap in Jerigo in. Dis 'n beloofde land. Dis hulle land. Hulle moet hulle verlossing vier. Hulle moet hulle oorwinning vier. En God kom en Josua loop om daai mure en die Here druk daai mure in die grond in om sy volk te verlos. Josua veg en hy kyk op na die hemel en hy sê, son, staan stil, maan, staan stil, want die son kan nie sak nie. As die son sak, gaan die volk Israel verloor in hierdie oorlog. Hulle kan nie verloor nie. En hierdie man spreek 'n woord van geloof uit. En hy sê, die Here moet die son laat stil staan en die maan moet stil staan. Die volk Israel moet verlos word van hierdie vyande. En God red sy volk. Halleluja. Wanneer hy onmoontlike ding doen. Ek dink aan Daniel. Daniel 3 keer 'n dag gebid. En hy het geweet dat hy weet God sal hom bewaar. En terwyl hy die leeukuil val, kom die engel van die Here, sluit die bekke van die leeu's toe. Daai wonderwerk het nie gebeur om een ander rede nie. Daai wonderwerk het gebeur om Daniel behoue te laat bly uit die hande van die vyand. God het hom behoue laat bly. Die kind van die Here, Samson, was op sy laagste. Hy was absoluut op sy laagste. Hy was soos 'n hond behandel. Hy het koring gemaak, hy was blind gewees, en sy oë uitgesteek met warmpokers. Hy kon nie meer nie, hy het geval, ja, hy het geval. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, as God 'n oorwinning beplan het, maak nie saak wat 'n pad jy loop nie, God sal jou terugbring na die plek van oorwinning toe. Hy stap in daai plek in, en hy sê, Here God van Israel, hy sê, laat my toe om my te wreek oor een van my 2 oë, gee my weer krag. Halleluja.
En die Here se woord sê dat Samson daai dag 'n groter oorwinning behaal as wat hy deur sy hele lewe behaal het, en hy daardie afgod Dagon op sy aangesig laat val, en dat meer mense gesterwe en sy volk was verlos. Hiskia, 'n man wat 'n boodskap van God ontvang het en gesê, jy gaan sterwe, my vriend. God sê jy gaan doodgaan. En daai koning drang en hy sê, Here, U weet dat my hart altyd neergerig was op U. U weet dat ek goed geleef het, ek het nie swak geleef het, ek het nie sleg geleef nie. Here, asseblief, en hy draai om en hy praat met God, en God veroorsaak 'n wonderwerk. En daai wonderwerk was nie die genesing nie. 'n Vye koek het hom gesond gemaak. Daai wonderwerk was nie die genesing, die genesing was nie die wonderwerk nie. Die wonderwerk was die sonnewyser van Agas. Dit was die wonderwerk. Ek het met 'n student aan die Universiteit van Potchefstroom gepraat. Ek het haar gevra, asseblief, vra jou 'n fisika professor, hoe is dit moontlik dat die heelal moes stop, terugdraai en alles moes gaan het soos die woord van die Here sê. Sy woorde was gewees aan ons, sê dit is onmoontlik, want as die aarde in sy wentelbaan nou ewe skielik moet stop en terugdraai, en die aarde moet terugdraai, dus doordat die son se grade moet skuif, sal al die berge op aarde uit hulle wortels uit ontwortel word en skuif. Dit is onmoontlik om daardie aarde te stop en terug te draai. Want om dit te doen beteken die hele moet stop en terugdraai. So, God het 'n wonderwerk gedoen om een man se genesing te bewerkstellig. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, kom ons begin glo in die onmoontlike krag van God vandag. Hy is in staat om alles te doen. Maar nou moet ek kwalifiseer en ek moet identifiseer wat word bedoel by alles. Amen. Amen. Kom ek sê vir julle, Lukas 1 vers 37. Julle kan so toe blaai as julle wil. My studente sal altyd hou, ek het altyd vir hulle geleer as een goue reël in eksegetiese teologie en dis konteks. As jy iets buite konteks quoteer, dan dweep jy, as jy dweep, bly jy mense op 'n verkeerde pad. Amen. Is julle by Lukas 1 vers 37? Is julle daar? Daar staan geskrywe, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Maar kom ons bring dit in konteks. Waarom het die engel dit gesê? Ek wil dit in die regte konteks verklaar. Die engel het dit gesê omdat uit Maria die saligmaker gebore sou word, die redder van die wêreld. Amen. Amen. Is julle bly dat by God geen ding onmoontlik is? Geen ding nie. En dan wil ek vanmôre afsluit. En ek wil vanmôre een skrif met julle deel. En ek wil vra dat julle so toe blaai. Is julle daar? Julle moet so in een gees met te wees, dat julle presies weet waar dit gaan. Lukas, Markus, nie Lukas nie, Markus 10. Nou, ek gaan nie die hele gedeelte lees, dit gaan oor die ryk man, wat Jesus 'n woord voorgegee het. Kom ons lees dit saam vanaf vers 23, nadat Jesus hom gesê het dat hy moet doen, en hy het nie gaan doen nie. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord en sê weer vir hulle, kinders, hoe swaar is dit vir die wat goed op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan.
Dit is makliker vir die kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as 'n ryk man met die koninkryk van God in te gaan. En hulle was uitermate verslae en het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Nou wil ek julle met baie mooi hoor. Die vraag is, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by die mens is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Ek gaan dit nou in konteks vir jou sê. Hier sit mense vanmôre, wie se familie, wie se vriende, wie se vyande, vir ons lyk asof dit onmoontlik is, dat hulle gered kan word. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dit is nie onmoontlik nie, want by God is alle dinge moontlik. By die mens is dit onmoontlik, maar nie by God nie, halleluja. Ek wil vanmôre vir die vuilste, die onreinste, die vieslikste, die vuilste sondaar, die godloner, die goddelose sê, dit lyk miskien vir jou of dit onmoontlik is dat jy die hemel kan maak, maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar staan geskrywe, by die mens is dit dalk onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Halleluja! Halleluja! Prys die Here! Halleluja! By God is alle dinge moontlik. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit lyk so onmoontlik of Sandra tot bekering kan kom. Dit lyk so onmoontlik of Suid-Afrika kan verander. By die mens is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Halleluja! By God is alle dinge moontlik. Halleluja! Oh, ek sien 'n sieleoes inkom. Ek sien die Here begin mense red. Ek sien die Here begin genees in ons midde. Halleluja! Halleluja! Prys die Here. Hierdie tipe geloof is 'n geloof wat vashou aan die Here. Vashou en nie omdraai nie. God nooi jou vanmôre uit om vir jou te sê, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. As jou geloof in God geanker kan bly onder alle omstandighede. Weet jy wanneer maak die kind van die Here God die meeste seer? En ek gaan nou weer namens God praat en as hy verkeerd is, sal ek vra dat hy my sal vergewe. Jy weet, as jy sonde doen, is nie lekker nie. Weet nie hulle weer sonde te doen, is nie lekker nie. Sonde is nie lekker nie. Dit mense dink dit is maar ek dink nie so. Sonde verwoes jou siel, sonde verwoes jou gees, sonde verwoes jou alles, jou liggaam en alles. Sonde doen dit. Sonde daai mag om van 'n prinses 'n hoer te maak. Jare gelede 'n vriendin van 'n pragtige meisie, baie mooi. Sy kon seker meer vir Suid-Afrika gewees het en ek het haar gesien en ons was vriende gewees. Ons het saam milkshake gedrink en ons het lekker gekuier en iemand het uitgegaan nie, ons is net goeie vriende. En wat gebeur het toe is sy het in die stelsel weggeraak. En omtrent 4 of 5 jaar later tot ontmoet ek haar weer. En ek kyk haar en sy tik my op die skouers. Sy sê vir my, "Onthou jy my nie?" Ek sê, "Nee, ken jy nie?" Sy sê, "Ek sê, wie's ek?" En sy sê haar naam. Toe sien ek sy verwoes. Dat is so jammer. Ja, sonde is 'n probleem. Ons weet dit. Maar weet jy wanneer? Dink ek is God se hart geraak en word seer gemaak deur die Here. Is wanneer hulle ophou glo. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloning is van die wat hom soek. Kind van die Here, ek glo met my hart, hier is mosterdsaad in hierdie tabernakel vanmôre. Ek glo dit.
Maar ek weet ook, daar's 'n aanval op jou saad. Ek weet ook, daar's min reën. Ek weet ook, daar's 'n vyand wat ander saad saai in jou lewe. Ek weet dit ook. Maar ek wil jy moet vanmôre hierdie mosterdsaad geloof neem. En ek wil jy moet daarna kyk en jy moet vir jouself sê, Here, alles my geloof nou net so stukkie. Ek gaan wag totdat God daai saad ontkiem. Want die oomblik as dit ontkiem, gaan ek vir hierdie bergsy moet skryf. Is jy ooit gewonder hoe kom skryf die berge in jou lewe nie? Ek weet nie dat al vir die bergsy moet baie net doen nie. Amen. Want ons nie wag tot die mosterdsaad ontkiem. Begin lewe kry. So groen dingetjie uit hom uitkom nie. Ons is te ongeduldig. Maar ek wil vanmôre afsluit. Ek het een gebed in my hart vanmôre. En dit is, Here, moenie toelaat dat die gemeente sy geloof ophou nie. Laat ons, hy kan maar preek, is reg. Hulle nou die eerste keer ook in die kerk. My gebed is, Here, moenie laat hierdie gemeente se geloof ophou nie. Jou geloof in God gaan nie baie dae na vandag ernstig getoets word nie. Jou geloof in God gaan binnekort geweldig beproef word. En jy sal na my toe kom. Ek kom sê, Pieter, jy was reg daai dag. Want nie lank nadat jy gepraat het nie, was my geloof tot die uiterste te beproef. En kind van die Here, ek wil vanmôre vir jou sê, luister mooi na hierdie eenvoudige man wat hier so staan. Laat jou geloof geanker bly in 'n lewende Here Jesus Christus. Nie in 'n kerk nie. Nie in 'n mens nie. In Jesus. Binnekort gaan die boom geskit word. En die navye gaan afval. En dit wat oorbly, sal die heerlikheid van die Here sien. En ek wil hê ons moet vanmôre een ding besef. Hierdie geloof waarvan ek praat, is 'n geloof in God, ten spyte van. Ten spyte van. Dis die geloof wat die Here wil hê ek en jy moet beoefen. Hier's mosterdsaad vanmôre. En al wat ek vir jou gaan bid vanmôre is, Here, dat daai saad ontkiem. Laat dit ontkiem, Here. Want Here, as U terugkom aarde toe, gaan U hierdie geloof in Dunamis Tabernakel vind. En as jy saam met my stem, staan op jou voete in Jesus naam. Ek gaan vanmôre 'n kort uitnodiging maak. Oë is gesluit, hoofde is gebuig, hart is gerig op die Here. En die uitnodiging vanmôre is aan hulle wat dalk op die punt staan om op te gegee het. Dalk op die punt staan om te sê, Here, my geloof werk nie meer vir my nie. Op die punt staan om te sê, wat help dit om te glo? Want die uitkoms breek nie deur nie. En jy wil ek moet vanmôre vir jou bid en God vra dat jou geloof nie sal ophou nie. Jy is die persoon wat ek graag hiervoor wil hê. Jy is die persoon vir wie ek wil bid soos Jesus vir Petrus gebid het. Ek wil nie vanmôre vir jou bid vir groot dinge nie, ek wil nie vanmôre bid vir jou vir salwing nie, ek wil net bid, Here, moenie dat hierdie man, hierdie vrou, hierdie seun, hierdie dogter se geloof in U ophou nie. Want so seker as wat hierdie man voor jou staan vandag, gaan jou geloof uitermate groot toets word. Nie lang na hierdie dae nie. Skryf die datum op.
skryf die dag op. God kan nie lieg nie. Vanmôre is dit die tyd om te sê, bid vir my Pieter, dat my geloof nie sal ophou nie. Elke man en vrou wat daardie gebed nodig het, moedeloos is, moeg is of afgemat is, stap vinnig uit vorentoe, ek graag vir jou bid. Want U weet wat die toekoms inhou. Help hulle dat hulle geloof nie sal ophou nie. Vader, ek kom na U toe vanmôre in die naam van Jesus. En soos Jesus gebid het vir Petrus, kom bid ons vir al hierdie mense vanmôre. En vra U, Here, moenie dat hulle geloof ophou nie. Here, help hulle om hulle geloof te anker in die lewende Here Jesus Christus. En ons dank U daarvoor. Here, ek wil bid vanmôre dat die Here elke hart sal weer soek vanmôre. En dat die Here kom krag gee. In Jesus naam. En ons dank U. Amen. Terwyl jy so staan vir ons daai koortjie bly sing, Jesus breek al die bande. Ek gaan net vir die pastore bid, vir een pastoor klaar gebid het, gaan stap en bid vir 'n ander pastoor, dat ons nou vir die mense kan bid. In Jesus naam. Amen. Reageer op God se woord. Doen God se woord. Wees gehoorsaam aan sy woord. Wat hy vir jou sê om te doen, just do it. Don't question it. Just do it. Amen. Ek wil 'n vertaling maak vanmôre.
En ek wil iets sê, en my verklaring is as volg. Elkeen wat in hierdie tabernakel is, vir wie daar gebid was vanoggend, ek wil hê jy moet een ding weet. Jou geloof sal nie ophou nie. Julle is nie baie oortuig, julle oortuig my nou gewoon. Ek is oortuig, maar julle is. Julle geloof sal nie ophou nie. Amen. Halleluja! 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 Ek is oortuig daarvan. Ek is oortuig daarvan. Petrus se geloof het nooit opgehou nie. Halleluja! Want Jesus het vir ons gebid en ek en Jesus het vanmôre vir jou gebid en jou geloof sal nooit ophou nie. Halleluja! As jy dit geloof, sê halleluja! 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 Prys die Here! En wanneer daai dag aanbreek, wanneer God jou geloof gaan beproef tot die uiterste toe, bel my en sê vir my, ek is hier, want iemand het vir my gebid, dat my geloof nie sal ophou nie. Amen. As jy bly was vanmôre hier, ek is opgewonde. Ek gaan vir ons pastoor Derek vra of hy vir ons die diens sal afsluit, of nie afsluit nie, want die diens kan eintlik nooit afsluit nie. As jy huis toe kom, moet jy nog steeds kerk hou. Amen. Maar ek glo jy's koffie en koek en alles. Nee. Praat met dokter David oor die koek. Baie dankie, pastor. Ek het geloof. Al die lof en al die eer Amen. aan U vanmôre. Here, ons dank U vanmôre dat Here nie uit die besluit van 'n mens, maar Here gelei deur die Gees van God. U Here soos vir Petrus vanmôre vir ons ook kom bid, Here, dat ons geloof nie sal wankel. Here, ons onthou vanmôre dat ook die lang daarna, die Here, was 'n uur waar Petrus uit 'n bokamer uitgegaan het. Here, 3000 tot bekering. Halleluja! Here, dat reeds daar het 'n oes al begin inkom. En Here, dat ons as arbeiders wat U verkies het om 'n oes in te bring, Here, se geloof vanmôre vasgemaak is om daardie werk, Here, te kan voltooi in hierdie uur. Here, dat U gekom het en net daardie toerusting wat ons gegee is, kom volbring het vanmôre, Here, in dit dat ons geloof nie sal wankel nie. Here, dat dit wat moet gebeur, sal gebeur. Nie, Here, uit krag of uit geweld nie, maar deur die Gees van 'n lewende God. Ons eer U vanmôre, Here, dat stap vir stap weet U presies wat om te doen. En vanmôre, Here, net nog 'n stap uit die hand van 'n lewende God om ons nader aan die laaste uur en die einde te vat. En Here, die uur wat ons Jesus ons sal gemaak. Ons eer U vanmôre, Here, vir die bediening van die Heilige Gees oor ons lewens en vir dit wat U kom doen het. Halleluja! Eer U in die wonderlike naam van ons liewe Jesus Christus vanmôre. In Jesus naam. Amen. Amen. Vrede.